jy, dis vakansiedag, nee? Ek wil vandag vir jou sê, daar's waarskynlik, baie van ons is nou baie gelukkig, want dit is vandag 'n vakansiedag. Maar baie van ons het geweldig baie druk en word swaar belas met hierdie laste van ons. En weet jy wat, daar is eintlik 'n skrif wat ons kan help om hier uit te kom. Een van hulle is Filippense 4 vers 6 wat sê, kom na die Vader toe met al jou begeertes, kom na hom toe met gebed, smeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou. So dis die een vers, en die ander vers is in Psalm 100 vers 4 waar hy sê, gaan sy tempel in met lofsange, sy poorte met danksegging. Loof hom, prys sy naam. So kom ek sê vir jou, daar is 'n ding wat in jou gebeur, die oomblik wat jy dankbaar is. Kyk gou na 2 voorbeelde. Silas en Paulus het in die tronk gesit, en hulle het lofsange aan die Here gesing. Daar gaan die tronkdeure oop. Wow! Dis groot. Nog 'n baie groot ding wat gebeur het, in Johannes 11 vers 41 staan daar, toe Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het, het hy gesê, dankie Vader dat U my verhoor, en toe het hy Lazarus uit die dood opgewek. Man, kan jy net hierdie krag voel, sien? Ek wil hê jy moet in daai krag vandag beweeg. Dankbaarheid skakel iets in jou lyf aan. So hier wil ek vir jou nou sê, kom ons skakel 'n voelgoed ketting. Kom ons begin met 'n voelgoed vuur. Ons steek 'n voelgoed vuur aan. En dit met dankbaarheid. 'n Onblusbare vuur. Ek sien so uit daarna om te hoor waaroor jy vandag dankbaar is. Een van my gunstelinge is natuurlik koffie. Daaroor is ek elke dag dankbaar. Waaroor is jy dankbaar? Ek hoor graag van jou. Tot volgende keer.